Vandag se lesie gaan ons nou nog faktorisering 'n stapie verder vat. Wanneer ons faktoriseer, ontbind ons 'n polinoom in sy faktore. En ons het gesê dit is die omgekeerde van die produk of vermenigvuldiging. Nou die eerste ding waarna ons mos gekyk het was na ons grootste gemeene faktor. Met faktorisering is dit altyd die eerste stappie wat jy doen, is om te kyk vir 'n grootste gemeene faktor. Nou kan jy nog onthou wat is 'n grootste gemeene faktor? Die grootste gemeene faktor, het ons mos gesê, is die grootste faktor wat in elkeen van die terme van 'n polinoom, wat mos 'n veelterm is, voorkom. Onder die grootste gemeene faktor het ons gekyk om hakies as 'n gemeene faktor uit te haal. Dit was ons volgende lesie. En dan het ons daarna gekyk na die verandering van die tekenreël, met ander woorde wanneer daar 'n minus in die hakie was. En die volgende dingetjie wat ons gedoen het was groepering. Wanneer daar 4 of meer terme is, het ons mos gesê gaan ons groepering toepas. Dan groepeer ons die terme saam en ons haal 'n gemeene faktore uit die verskillende groepies en ons faktoriseer hom so. Nou in vandag se les gaan ons 'n stappie verder. Ons gaan kyk na die verskil van vierkante, wat ons ook kan noem die verskil van vierkante. Party mense praat van die verskil van kwadrate. As ons nou weer teruggaan na die produk toe van twee hakies. As ons kyk na die produk van twee hakies, die vraag het byvoorbeeld gevra vereenvoudig. Die vraag het byvoorbeeld gevra vereenvoudig die volgende. Nou as ons kyk na die vereenvoudig die volgende, dan was daar byvoorbeeld twee hakies A plus B maal met A minus B. Dan het ons distributiewe wet mos toegepas om hierdie te vermenigvuldig. Ons het gesê ons maal A met A en dit gee vir ons A se kwadraat. Dan maal ons A met minus B en dit gee vir my A maal met minus B is minus AB. Dan is die volgende ding wat ek doen om die B te maal met die A. B maal met A gaan vir my gee plus AB. En ons laaste stappie wat ons dan doen is om die B met die minus B te vermenigvuldig en 'n B maal met 'n minus B gee vir my minus B kwadraat. Die vraag sê vereenvoudig, so ons kan ons gelyksoortige terme bymekaar tel. Dan kry ons A kwadraat. As ons nou hier kyk, dan kan ons sien, ons het 'n minus AB plus AB wat vir my ons nou 0 gee en my finale antwoord is A kwadraat minus B kwadraat. Net so, as ons kyk na 'n hakies wat byvoorbeeld is 4x plus 1 maal met 4x minus 1. Nou wat let julle op van die hakies? Die hakies is presies dieselfde behalwe dat hulle tekens verskil. Hulle dieselfde terme, maar nou is die een hakie is 'n plus en die ander hakie is 'n minus. Maar hierdie terme is presies dieselfde. My 4x is dieselfde en my enetjie is dieselfde. So die hakies lyk eintlik dieselfde behalwe dat hulle tekens verskil. Met ander woorde, as ek nou weer die produk gaan uitwerk, dan gaan ek weer sê dis 4x maal met 4x en dit gee vir my 16x kwadraat. Volgende enetjie is 4x maal met die minus 1 wat vir my gee minus 4x. Volgende enetjie wat ek het is my 1 maal met my 4x. 1 maal met 4x is plus
4x. Laaste enetjie wat ek het is my 1 maal met my minus 1, 'n plus maal 'n min is 'n min, 1 maal 1 is 1. Met ander woorde, wat moet ek nou doen? Ek moet vereenvoudig, so ek moet my gelyksoortige terme bymekaar tel. 16x kwadraat is enig in sy soort, so hy bly 16x kwadraat, dan het ek 'n minus 4x plus 4x, minus 4x plus 4x is 0, want die soort is dieselfde, so ek kan hulle bymekaar tel, en my minus 1 is ook nou alleen in sy soort, so ek kry 'n antwoord van 16x kwadraat minus 1. Nou, as ons mooi kyk na hierdie, dan kan ons kyk na 16x kwadraat minus 1. Nou kan ons sien, uit hierdie ene uit, kan julle nou mooi sien, 16x kwadraat is 'n volkome vierkant. OK, en dan is hierdie 1 ook 'n volkome vierkant. En hierdie minus is die verskil tussen 2 vierkante. Goed, met ander woorde, ons praat van verskil van vierkante of kwadrate. Daai is ons verskil van vierkante. Nou goed, as ons net weer kyk na a plus b maal met a minus b, het ons mos die produk gekry. Ons het nou gesien die antwoord is a kwadraat minus b kwadraat. Nou gaan ons weer van hierdie a kwadraat minus b kwadraat, wat julle kan sien, dit is ook, hierdie is ook 'n vierkant, want my mag is mos deelbaar deur 2, b kwadraat is ook 'n vierkant, en hierdie minus is 'n verskil. Nou met faktorisering wil ons nou van hierdie a kwadraat minus b kwadraat se kant af terugwerk na die hakkie wat ons met mekaar hakkies wat ons met mekaar vermenigvuldig. So ons wil a kwadraat minus b kwadraat gaan ontbind in sy faktore. Met ander woorde, ons wil terugwerk na daai hakkie male hakkie toe. Nou goed, kom ons kyk net gou, wat is baie belangrik? Hoe gaan ons die verskil van vierkante herken? So, hoe gaan ons die verskil van vierkante herken? Die eerste manier wat ons kan herken, is dit moet slegs 2 terme wees. Die tweede metode wat ons dit kan herken, is tussen die 2 terme moet definitief 'n minus wees, want dit is 'n verskil. Verskil beteken ons moet aftrek, so dit moet 'n minus wees wat tussen die 2 terme staan. En dan die ander belangrike rede is, albei die terme moet volkome vierkante wees. So hulle moet volkome kwadrate wees, jy moet hulle vierkantswortel kan bepaal. Kom ons kyk net gou na 'n paar voorbeelde van vierkante. Wat is 'n paar voorbeelde van vierkante? 4 is 'n volkome vierkant, want dit is 2 maal 2. 9 is 'n volkome vierkant, dit is 3 maal 3. 16 op 25 is 'n volkome vierkant, want 16 kan ek skryf is 4 se kwadraat en 25 is 5 se kwadraat. Met ander woorde, dis 'n volkome vierkant. Nog 'n voorbeeld is byvoorbeeld 'n kwart, want 'n kwart is ook 1 maal 1 is 1 en 4 is 2 maal 2. Met ander woorde, dit gee vir my 'n volkome kwadraat. Wanneer ek nou na algebraiese uitdrukkings kyk wat volkome kwadrate wees, is dit byvoorbeeld 4a kwadraat. Die volgende enetjie is 9x kwadraat, is ook 'n volkome vierkant. As ek nou werk met 16 op 25, maar ons maak dit nou
16a tot die mag 4 op 25b tot die mag 6, dan is dit ook 'n volkome vierkant. Want onthou wat ons gesien het met ons vierkante, wanneer ons het a tot die mag 4, is 'n volkome vierkant, want hierdie eksponentjie van my, sodra my eksponent 'n ewe getal is, beteken dit hy is 'n volkome vierkant. Solank hy net deelbaar is deur 2. Met ander woorde, hierdie is 'n volkome vierkant, daai is 'n volkome vierkant, want dit is ewe getalle. Goed, as ons kyk byvoorbeeld na nog 'n voorbeeld van 'n volkome vierkant, as ek het 4a minus b se kwadraat. Dit is ook 'n volkome vierkant, want 4 is 'n volkome vierkant maal met, en nou is hierdie hele hakkie van my is 'n kwadraat, en hierdie eksponent is 'n ewe getal. Met ander woorde, dit maak hom 'n volkome vierkant. As ons begin met faktorisering, is daar 'n paar belangrike goeders waarna ons moet kyk. Die eerste ding waar ons na gaan kyk wanneer ons faktoriseer, is ons soek jou grootste gemeene faktor. Dis altyd die eerste ding waarna jy gaan kyk. Jy soek jou grootste gemeene faktor. Jou tweede ding is, as jou grootste gemeene faktor hakkies is, dan pas jy eers die tekenverander reël toe indien dit nodig is. Dan gaan jy nou faktoriseer. Goed, nou kom ons by die faktorisering van ons verskil van kwadrate. Met ander woorde, as ons reeltjie gaan toepas, nou van ons verskil van vierkante, dit is waarmee ons nog die heeltyd besig is, maar ek wil nou net met die voorbeelde van die verskil van vierkante uitkom. Goed, as ons kyk na ons verskil van vierkante, ons vraag gaan vir ons definitief sê, faktoriseer die volgende. As hulle byvoorbeeld vir ons sê, faktoriseer die volgende, dan kry ons byvoorbeeld nou ons eerste enetjie is x kwadraat minus y kwadraat. Nou as ons kyk na ons herkenning, dan het ons mos gesê, hy moet in die eerste plek 2 terme hê. Nou goed, as ons hierna kyk, dan kan ons sien, ek het 2 terme, want hierdie minus skei die terme. Volgende dingetjie wat ons sê, tussen die 2 terme moet daar 'n minus wees. Ons sien daar is 'n minus tussen die 2 terme. Hierdie x kwadraat is 'n volkome vierkant. En verder is y kwadraat is ook 'n vierkant. Met ander woorde, ja, ek het verskil van vierkante. Wanneer ons met verskil van vierkante werk, gaan ons reeltjie soos volg wees. Ons gaan hom faktoriseer, ons ontbind hom in 2 hakies. Want ons moet hom skryf as die produk van iets maal met iets. Dit is wat ons beginsel van faktorisering mos nou is. Nou goed, as ons kyk na x kwadraat minus y kwadraat, dan gaan ons reël wees. 1 hakkie moet 'n plus hê, 1 hakkie moet 'n minus hê. As ons nou gaan kyk na wat in ons hakkies moet staan, dan gaan ons nou net mooi sien wat in hierdie eerste plekkie moet staan, is die vierkantswortel van x kwadraat. En wat as die tweede term in die hakkie moet staan, moet die vierkantswortel van y kwadraat wees. So, as ons werk met die vierkantswortel, dan gaan ons kyk, as ons het x kwadraat minus y kwadraat, dan ontbind ons hom in die 2 hakkies. 1 hakkie is altyd 'n plus, 1 hakkie is altyd 'n minus. Ons het ons vierkantswortel van x kwadraat, wat vir my x gee,
plus die vierkantswortel van y kwadraat. Vierkantswortel van y kwadraat is y en x en y. Met ander woorde, as ons daai gefaktoriseer het, dan word dit x plus y, x minus y. Die produk van dit. Kom ons kyk na ons tweede voorbeeldjie. As ons het 4a kwadraat minus 9b kwadraat. Kom ons kyk hoe ons dit herken. Die eerste plek moet ons sien dat ons het twee terme, 2 terme en daar's 'n minus tussen die twee terme. As ek nou mooi kyk na 4a kwadraat, dan kan ek sien dit is 'n volkome vierkant. En net so is 9b kwadraat ook 'n volkome vierkant. As ek my reël toepas, gaan ek my twee hakies hê. Een hakie moet 'n plus wees, een hakie moet 'n minus wees. Die eerste term gaan altyd die vierkantswortel wees van 4a kwadraat. In al twee die hakies is dit presies dieselfde. My tweede term in die hakie gaan nou wees die vierkantswortel van 9b kwadraat. Die vierkantswortel van 9b kwadraat. As ek hom nou mooi skryf, dan is die vierkantswortel van 4a kwadraat is 2a, plus die vierkantswortel van 9b kwadraat is 3b. 2a minus 3b. (9x kwadraat minus 'n kwart). Kom ons kyk wat het ons hierso. Ons het 2 terme wat geskei word deur 'n minus. Is hulle volkome vierkante? 9x kwadraat is 'n vierkant en 'n kwart is ook 'n vierkant, want 'n kwart is 'n half maal 'n half. Met ander woorde, 'n kwart is ook 'n vierkant. As ek my reeltjie gaan toepas, dan het ek my twee hakies. Een hakie is 'n plus, een hakie is 'n minus. In die eerste enetjie se plek kom die vierkantswortel van 9x kwadraat. Is die eerste term. In die tweede plek kom die vierkantswortel van 'n kwart. As ek die hakie nou reg neerskryf, dan gaan ek sien dit gee vir my 3x plus 'n half maal met 3x min 'n half. Let daarop dat die twee hakies lyk presies dieselfde. Die een hakie het net 'n plusteken en die ander een het 'n minusteken. As ons byvoorbeeld kyk na nog 'n voorbeeldjie, wat ons het k tot die mag 4 minus 1. Kom ons kyk hoe ons hom kan herken. Ons het 2 terme wat geskei word deur 'n minus. K tot die mag 4 is 'n vierkant. 1 is 'n vierkant, met ander woorde, ons het verskil van vierkante of verskil van kwadrate. So, ek gaan my twee hakies hê. Twee hakies in die eerste posisie. Eerste term van die eerste hakie gaan wees die vierkantswortel van k tot die mag 4. Vierkantswortel van k tot die mag 4. Ja, ekskuus, my hakies tekens is mos nou een hakie plus, een hakie minus. Goed. Laaste term in die hakie gaan die vierkantswortel van 1 wees en die vierkantswortel van 1. Met ander woorde, my hakies gaan wees k kwadraat plus 1 en nou k kwadraat minus 1. Maar onthou, die vraag sal altyd vra faktoriseer volledig. Met ander woorde, ons moet aanhou tot ons nie meer kan faktoriseer nie. En wat julle hier moet sien is in hierdie hakie is daar nog weer 'n verskil van kwadrate.
Want kyk nou, as ek het my k² plus 1, is die som van kwadrate, so aan hom kan ek niks doen nie. Hoe herken ons verskil van kwadrate? Ons sien, dit is 2 terme. Hierdie is mos nou 2 terme en hy word geskei deur 'n minus. Ons sien ons k² is 'n volkome kwadraat en ons 1 is 'n volkome kwadraat, so ek gaan weer my 2 hakkies hê. My reël is 1 hakkie moet 'n plus wees, 1 hakkie moet 'n minus wees. Dan het ek nou die vierkantswortel van k² is die eerste term in my hakkies en die tweede term in my hakkies is die vierkantswortel van 1. So as ek hierdie 1 tot op sy verste gefaktoriseer het, dan kry ek k² plus 1, dan my volgende hakkie is k plus 1, k min 1. Kom ek kyk na nog 'n voorbeeld van verskil van kwadrate. Ek het x² minus m plus n se kwadraat. Wanneer ek nou x² minus m plus n se kwadraat het, kan ek nou gaan kyk, onthou dit is mos nou net 'n minus wat 2 terme skei. So ek het, hierso het ek 'n eenheid, wat ook 'n kwadraat is. Met ander woorde, ek het 2 terme, wat geskei word deur 'n minus. Hierdie x² is 'n vierkant, is 'n volkome vierkant, en my hakkie se kwadraat is ook 'n volkome vierkant. Nou die reël bly mos nou presies dieselfde. Met ander woorde, ek gaan hê 2 hakkies. 1 hakkie gaan 'n plus hê, 1 hakkie gaan 'n minus hê. Die eerste term in die hakkies gaan die vierkantswortel wees van x². Die tweede term in die hakkies gaan die vierkantswortel wees van m plus n se kwadraat. Die vierkantswortel van m plus n se kwadraat. Met ander woorde, as ek hom nou gaan regskryf, dan gaan ek sien, dit is x plus m plus n maal met x minus m plus n. En dit is nou belangrik hier, dat ek nou nog eers weer my termpie hier in hakkies sit, want hierdie minus gaan mos nou 'n invloed hê op alles wat volg. Minus maak mos maar altyd moeilikheid. By die plus hakkie is daar niks moeilikheid nie, hy bly x plus m plus n, maar by die minus hakkie moet ek gaan invermenigvuldig, so ek gaan daar hê x, en dan moet ek mos nou vermenigvuldig minus maal met m, so dit gee vir my minus m, en ek het nou verder, die volgende enetjie wat ek moet vermenigvuldig is minus maal met plus n, en dit gee vir my minus n. Met ander woorde, my 2 hakkies is x plus m plus n, die een hakkie en die ander hakkie is x minus m minus n. Onthou, ek het gesê, baie belangrik, die eerste ding wat ons soek is, ons soek altyd ons grootste gemeene faktor. Kom ons kyk net na nog 'n voorbeeld soos die volgende. Ek het 2b² hakkie a minus c plus 18 hakkie c minus h. Goed, dit is 'n voorbeeldjie wat ons gedoen het in 'n som, huiswerksom wat julle vroeër gehad het. Julle kon hom nog nie tot op sy verste volledig faktoriseer nie, oor ons nog nie verskil van kwadrate gedoen het nie. Dit is hoekom ek hierdie voorbeeldjie nou met julle doen. Wat sien ons? Ons sien 2 terme. Die eerste ding waarvoor ons moet soek is vir ons gemeene faktor. Onthou, ons het gesê, ons kyk vir ons gemeene faktor.
as ons gemeene faktor sien, en ons sien ons gemeene faktor is hakies, dan moet ons gaan kyk of ons die teken verander reël moet toepas. So ja, wat sien ek hierso? Ek sien hierdie twee hakies is amper dieselfde. Julle kan nog onthou wat ons dan doen as die twee hakies amper dieselfde is. Omdat hier 'n minusteken is, moet ons hom nou net gaan verander, laat hulle dieselfde lyk. 2b² a minus c, met ander woorde, ek moet hierdie teken gaan verander van 'n plus na 'n minus toe, en dan moet ek die volgende hakie omdraai, dan word hy a minus c. As ek nou gaan kyk hierso, gaan ek sien wat is my gemeene faktor. My gemeene faktor gaan wees 2a minus c. As ek nou 2a minus c uithaal, by die eerste termpie bly daar b² oor en by die tweede term bly daar 9 oor. As ek nou hierdie b² minus 9 sien, wat sien julle nou daar? Ons sien hierso is 2 terme wat geskei word deur 'n minus. b² is 'n volkome kwadraat en 9 is 'n volkome kwadraat. Met ander woorde, ek gaan nou my reeltjies daar toepas. Ek het hierso met ander woorde verskil van vierkante. Ek het hierso verskil van vierkante, met ander woorde, ek moet my reël gaan toepas, deur om te skryf in 2 hakies. Wat kom in die eerste hakkie is 'n plus en 'n minus, die tekens moet verskil. Goed, die volgende een is b² se vierkantswortel is die eerste term in die hakkies, en die volgende term moet wees 9 se vierkantswortel. So as ek hierdie veelterm ontbind in faktore tot op sy maksimum, dan gaan ek heeltemal volledig ontbind in 2 maal hakkie a minus c, hakkie b plus 3, sluit my hakkie b minus 3. Dit is dan my finale antwoord van hierdie faktoriseersom. Onthou, die belangrike ding wat ons sê, ons moet altyd eers soek vir 'n gemeene faktor. As ons kyk na 2x tot die mag 3 minus 18x, wat gaan jy hier sien? Ek sien hier is 2 terme wat geskei word deur 'n minus. Maar wat sien ek nou? Ek sien nou eers, hierdie is nie 'n vierkant nie. En die volgende enetjie, hierdie 18x is ook nie 'n vierkant nie. Nou is die vraag wat jy vir jou vra, is daar 'n grootste gemeene faktor? Want dit is altyd die eerste ding waarvoor jy moet soek vir 'n grootste gemeene faktor. Goed, so wat sien ek is my grootste gemeene faktor? As ek nou kyk na my 2 terme, sien ek my grootste gemeene faktor is 2x. As ek die 2x by die eerste term uithaal, bly daar mos nou 'n x² oor, en as ek hom by die tweede term uithaal, dan bly daar 'n minus 9 oor. Maar wat sien ek nou? Ek sien nou definitief, ek het 2 terme wat geskei word deur 'n minus. Hierdie x² is 'n vierkant en my 9 is 'n volkome vierkant. Met ander woorde, hierdie is verskil van kwadrate. Hierdie deel is verskil van vierkante of verskil van kwadrate. Met ander woorde, ek gaan nou my reeltjie toepas. Ek het 2x. Hoe werk my reël vir verskil van vierkante? Ek het 2 hakkies. Een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n minus. Dan moet ek nou daarvan af hê,
Die vierkantswortel van x² is die eerste term in die hakies en die vierkantswortel van 9 is die tweede term in die hakies. Met ander woorde, my antwoord is 2x, x plus 3 maal met x minus 3. En dit is dan my volledige antwoord. Julle kan hierdie werkies nou inoefen deur die huiswerk te voltooi. Onthou, hierdie is baie belangrik dat julle hierdie werk goed inoefen, want dit is waarop al die werk vir graad 10, 11 en 12 ook gebou word. Julle gaan hiervan af dit vreeslik baie vorentoe moet gebruik. Geniet elke oomblik.